Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is maandagoggend. Ons het 'n hele week wat voor ons lê. Ek weet nie hoe jy vanoggend opgestaan het nie, of jy sê dis 'n blou maandag of wat ook al, maar ek glo dat hierdie boodskap die blou uit jou maandag sal uithaal en die blou in jou maandag sal terugsit. Die blou wat staan daarvoor, jy is regtig 'n koningskind en dat jy sal hoor dat jy met God se woord verandering in jou lewe kan bring. Esegiel 37 vers 13. En julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek sal julle vestig in julle land. En julle sal weet dat ek die Here dit gespreek het en gedoen het. So spreek die Here. Vanoggend is die vraag, kan ons die groter prentjie sien? Mense sal baie vir ons sê, ons moet die groter prentjie sien. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, ons moet nie net die groter prentjie sien nie. Ons moet die groter prentjie vir ons vat. Kan skewe lewe reguit gemaak word? Net een woord. Dit weet net U Here, my God. Net God weet, kan die grootste wonderwerk gebeur. Ek het al baie wonderwerke in my lewe gesien, fisiese wonderwerke. Maar die wonderwerk wat vir my altyd die mooiste sal bly, is wanneer mense tot bekering kom, tot wedergeboorte kom. Daardie oomblik wanneer hulle uit hierdie lewe van doodsheid, van donkerheid uitgehaal word en oorgebring word in God se volmaakte liefde. Hoeveel kan ek sien in my lewe wat God tot stand gebring het, wat in my lewe al gewerk het, van iets wat 'n hopelose geval was vir my. Kan ek vanoggend na die Here toe gaan en hom loof en prys vir dit, en dink aan die kere wat hy vir my deurgekom het, dat hy weer vir my dit sal doen. En as daar iets is waarvoor jy God vertrou en jy dit nog nooit gesien het nie, dat jy in die laagte van dooie beendere God se woord sal spreek soos wat hy sê dit sal wees. Die Here sê daar, sê vir hulle, ek sal hulle grafte oopmaak. As God vir jou wil wys hoe lyk iemand wat verlore is, dan gaan jy dit net kan verstaan as jy dit aan jou vleis voel. En ek onthou die dae wat ek baie lank gesit het met hierdie meditering. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Wat ek in my eie lewe dit begin inbid het, dat die woord in my vlees moet word. Dat dit nie net vir my iets sal wees wat ek vergeestelik nie, maar wat ek het sal glo, dat dit werklik in my lewe sal gebeur. En van daardie oomblik af was die Here met my besig, om my regtig te vat van die natuurlike tot in die bonatuurlike, dat die bonatuurlike in die natuurlike ook kan gebeur. God se gees al vir jou gewys, hoe sal jy lyk sonder God se genade? As ek vanoggend die vraag in jou hart moet los, as jy nou moet oor het, net waarvoor jy vir God dankie sê, wat sou oor gewees het in jou lewe? Ons moet mooi daaraan dink. Hoeveel keer ons vir God dankie sê, vir wat hy vir ons doen, terwyl ek staan in die dal van doodsbenere, en ek nie verstaan nie, maar dat ek vir God kan sê dankie, dat die hand swaar op my is, dankie dat ek nog kan hoor wat U vir my sê, dankie dat ek
u kind kan wees. Want Here, dan weet ek sal leef, want u is in beheer. Nou Romeine 8 vers 11, dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, binnekant my is. Dat ek die bevestiging sal kry uit wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis vanoggend. Om die bloed van Jesus vanoggend te drink, in vergifnis te staan. Al is dit ander mense se oorsaak, dat ek in hierdie dal beland het, al is dit my eie, om te vergewe, maar ook die vergifnis my eie te maak. Om vanoggend die liggaam van Jesus in te neem, dit te eet, en te glo, sy woorde, deur sy wonde, sal daar vir my genesing kom. Amen.